Ok julle, ek sien ons is nou al by stemgreep nommer 7, as jy die inleiding byvat. Vandag wil ek gou praat, bietjie van 'n kontroversiële een, maar tog 'n baie belangrike een. So, jy wil eintlik maar, hopelik as jy dit nou al vir 'n rukkie doen, sorg dat jy jouself fisies en psigies voorberei. Nou as jy nou nie in 'n situasie is wat jy, ek glo met die voorbereiding wat jy nou mee sit, gaan jy nie noodwendig die moontlikheid hê om dit fisies te doen nie. So wat jy dan nou maar op moet fokus is die psigiese deel daarvan. En dan nou die psigiese deel is nie so eenvoudig nie. Dit is maar redelik 'n moeilike storie. Maar hier's 'n paar goed wat jy gaan moet besef. So die eerste ding is, wat gaan jy bereid wees om te doen om jou familie se lewens te red, argumentshalwe? Wat gaan jy bereid wees om te doen om iemand anders te kan uitoorlê? So mense, ek sê weer, hierdie is maar 'n kontroversiële dingetjie, maar dit is maar die realiteit wat jy mee gaan moet sit. As jy in 'n gevaarsituasie kom, is jy opgewasse genoeg om jouself daaruit uit te praat? Is jy dalk nie opgewasse genoeg daar om jouself daaruit uit te praat nie? Wat gaan jy dan nou doen in so 'n situasie? En dis belangrik, mense moet nou nie jouself bang dink of wat ook al nie, maar dit is 'n belangrike aspek om in ag te neem. Die siege agtergoed is baie belangrik. Die beste manier om dit seker nou maar te verduidelik, as jy ooit in jou lewe iets moeiliks gedoen het. Soos dat as ek nou dink aan myself, jy weet, ek het toe ek jonger was, het ek baie halfmaratonne en sulke goed gehardloop en jy kom op 'n stadium wat jy die muur tref, of hulle noem dit, jy tref die muur. En wat gebeur is, jy is so moeg, jy kan regtig nie meer eintlik beweeg nie. Jy weet, jou spiere en jou liggaam en alles sê vir jou hou op, jou asem is klaar, maak nou nie saak wat dit is nie, maar dit is maar die muur wat jy tref. En dan is daar baie mense wat dadelik stop en opgee. Maar om dit te oorkom is dan nou maar net om te sê een voet voor die ander een. So jou brein of jou siege neem dan die hele situasie oor, want jou bene wil nie meer nie, maar jy werk met jou kop. Jou kop is die ding wat dit dan nou verder vir jou vat. So dis maar net 'n konsep wat nie, ek glo nie baie mense gebruik dit nog regtig in vandag se tyd nie, maar ek dink is ook belangrik om dit net te besef, want dit gaan dalk die verskil wees tussen of jy dit maak of nie. Jy weet, as jy in jou huis sit en iemand breek in en hulle wil goed van jou af hê, hoe gaan jy daai situasie hanteer? Of as jy nou onttrek en jy kom in 'n gevaarlike area of 'n lokval of wat ook al jy dit nou wil noem, hoe gaan jy dit hanteer? Is maar belangrik, my opinie bly maar, jy moet maar probeer by organisasies inskakel. Die mense het daarom redelik planne vir al hierdie goed. Jy kan maar self gaan navorsing doen watter organisasie jy nou wel wil by aansluit. Maar ek dink is baie belangrik om net die konsep te verstaan dat jy moet, jy weet, as jy op jou eie is, maak jy dit baie moeiliker vir jouself. As jy meer as een persoon is dit maar outomaties makliker. So dis nogal 'n belangrike ding, maar dit is maar die psigiese aspek. So jy moet maar kan indik en jouself kan deurwerk, hoe gaan jy optree in sekere scenario's. En dit verskil van jy weet, 'n enkel ma met kinders, hoe gaan jy dit hanteer? 'n pa op sy eie, hoe gaan hy dit hanteer? 'n vrou op haar eie, hoe gaan sy dit hanteer? Jy weet, dit is maar die realiteite. 'n pa met kinders, want mamma is dalk al lankal weg of hoe ook al. Jy weet, hoe hanteer jy daai situasie? En dit is belangrik om daai situasies maar net deur te dink en te verstaan hoe om dit te hanteer, psigies gewys. Want jy het nie nou meer tyd om dit fisies voorbereiding te doen nie. Fisiese voorbereiding, jy weet, dit gaan maar gepaard met ek gaan dit hang nou maar af van elke ou se persoonlike persepsie daarvan, maar as jy enige bietjie tipe van selfverdedigingsklasse kan loop, of jy nou 'n man of 'n vrou is, maak nie regtig saak nie, en ook of jy jy weet, ingestel is om die regte ding te doen of die praktiese ding op die praktiese tyd. Wat nie altyd so eenvoudig of natuurlik is nie.
Jy weet, mense moet maar verstaan hoe werk die menslike liggaam ook. Jy weet, as iets traumaties met jou gebeur, het jy 'n veg en vlug reaksie, die adrenalien wat inskop, en jy gaan nie noodwendig kan vlug nie, maar jy is dalk nie iemand wat veg nie. Dan moet jy met jou siege jou liggaam oorkom. En dit is nou waar die voorbeeld van die halfmarathon maar inkom. En dan moet jy die regte stappe kan neem om die regte besluite te kan uitvoer om te kan oorleef. Mense, ek hoop dit maak sin. Ons praat weer.